welkom by die woord diepte. Vandag gaan ons voort in ons studie. Eerste en tweede Korintiërs, my vrou het gesê. Maar vandag se onderwerp is 'n bediening aangedryf deur liefde. Okay. Ek het op die einde gaan ek sê wat ek die titel sou gemaak het, hè. Okay. Maar voor ons begin, kom ons bid. Here, dankie dat ons nou u woord kan open. Ek bid asseblief dat u die Heilige Gees sal stuur, vir ons duidelik sal maak. Here, dat ons hierdie prakties sal maak vir onsself. En dat ons dit absoluut en totaal en al sal uitleef. En dit voor ons oë sal hou, is my gebed in die naam van Jesus. Amen. Amen. So ons sleutelteks kom uit 2 Korintiërs, ons het eintlik nou daar, 2 vers 4. Want uit groot verdrukking en benoudheid van hart het ek aan julle geskrywe. Onder baie trane, nie dat julle bedroef mag word nie, maar dat julle mag weet van die liefde wat ek oorvloedig vir julle het. So ek dink iets wat ons in Paulus se briewe sien is die toestand van die Korintiese kerk. En nes ouers vir hulle kinders lief bly, maak nie saak wat hulle doen nie. Net so was Paulus, en natuurlik die Here vir ons ook, maar net so was Paulus se hart vir die gemeente wat hy gestig het. En ja, die begeerte is, as hulle, jy sien hulle dwaal af, om hulle weer terug te bring. En ja, dit is wat ons hier so sien. Ek dink hierdie is 'n baie belangrike les. Ek weet ek sê dit elke keer, né? Eers toe ek bietjie begin studeer het in hierdie gedeeltes en alles, het ek gewonder, waantoe is dit op pad? Maar hoe meer ek het gekyk het daarna, hoe meer ek het oordink het, het ek besef dat hier is 'n kerngedeelte. So ons het 2 weke terug het ons gepraat oor 1 Korintiërs 13, né? En is amper asof hierdie gedeelte, of van wat ons na vandag gaan kyk, dit bietjie meer prakties gaan maak, hoe leef ons dit uit, en in watse opsigte moet dit sigbaar wees, en hoe ons dit uitleef. Nou, vandag deur, ek weet ons gaan weer terugkom hierna, maar net vandag, weer vers 4 van hoofstuk 2, want uit groot verdrukking en benoudheid van hart het ek aan julle geskrywe. So Paulus gaan hier 'n moeilike tyd, onder baie trane. Nou hy noem dit nie, hy noem dit nie dat hulle bedroef mag word, en dat hy wil nie jammer gekry word. Dis nie die punt, dis nie die rede hoekom hy dit sê nie. Maar dat hulle moet weet van die liefde wat ek oorvloedig vir julle het. So, ek dink baie keer dat mense besef nie, dat iemand wat in 'n leierskapposisie is soos wat hy was, dat dit het hulle alles deurgegaan het vir hulle nie, vir die kerk, vir die lede, vir die mense wat nie altyd bewus is van alles wat aangaan in leierskapposisies nie. En so kan ons dit na baie ander dinge toe ook trek. Baie keer het ons verhoudings met mense, en ons oordeel baie keer mense, want ons besef nie waardeur hulle alles gaan nie. Ons besef nie waar dit alles behels, en hulle leef, ons nog nie in hulle skoene gestap, as ek het so kan stel, né? En ek dink dit is 'n baie belangrike punt wat ons vandag ook nou gaan kyk. En ons sien met een van die maniere wat Paulus wys hoe hy leierskap uitoefen is met danksegging. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 11. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons, die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ook ons troos oorvloedig deur Christus. En hier praat Paulus eintlik oor hoe goed God is vir hom, en eintlik maar vir elke gelowige. Dit is nou tot vers 5 gewees. Want in hierdie lewe, voor die ewige, gaan ons almal deur moeilike tye gaan, en verdrukking, maar God is die een wat ons troos. Hy is die oorsprong van alle troos. Dit sê daar so, God se vaderlike liefde, hy is die Vader van ontferming en God van aller vertroosting. So is my ook interessant in vers 4 wat hy noem, dat
ons ervaring waardeur ons gaan, wat dalk moeilik is, nie gemors word nie. God does not waste our pain. Ek is seker jy het al daai frase gehoor, en dit is baie waar. Wat ek al ons deurgaan, kan die Here ons leer om hom meer te vertrou. Kan hy ook ons gebruik om ander te vertroos, wat deur iets dalk dieselfde tipe ervaring gaan. Ons lees verder vanaf vers 6. Maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding. En dit laat sy werking blyk deurdat julle dieselfde lyding verduur wat ons ook ondergaan. En of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. So almal gaan deur dit, maar ons kry daai selfde troos. Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie. Dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons self aan ons lewe gewanhoop het. En ek dink, baie keer is ons, daar's eintlik die twee uiterstes. Ons is baie skie om te sê wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, want ons wil nie 'n las op ander mense wees nie. En baie keer kan dit die ander kant wees wat ons te veel oor ons kla, oor ons omstandighede kla. En dat dit eintlik moeilik raak om eintlik met iemand bevriend te wees wat die hele tyd nie die negatief sien en die hele tyd net kerm en kla. Hulle word dreinerend. Maar daar's 'n balans. As ons, soos wat Paulus net nou, nie om julle te bedroef nie om julle eintlik nou sleg te laat voel waardeur ek moet gaan nie, maar om net transparent te wees, dat hy ons almal, deursigtig. dankie, deursigtig te wees, dat ons almal gaan deur moeilike tye. En dit juis is wat ons dan mekaar kan aanspoor. Ja, so, en wanneer ons deur lyding of 'n worsteling gaan, wat doen ons? Laat ons dit toe dat dit ons nader aan die Here bring, soek ons hom, bid ons eintlik dan meer, en dan dit waar ons vertroosting soek. Soos byvoorbeeld as jy 'n vriend of 'n vriendin of familielid het wat deur 'n moeilike tyd gaan, bid jy dan ook vir hulle tot God? Of is dit maar net soos en jy probeer maar net daar wees of net 'n oor hê, maar bring ons die saak na die Here toe. Laat ons toe dat enige moeilike tyd ons eintlik nader aan die Here bring. Ja, so ek dink ons moet hierso verstaan, dit is nie dat Paulus hier kla nie, maar hy wil net deursigtig wees en sê, dit is waardeur ons gaan. En ek dink ook, dis wat hy bedoel in vers 6 en 7, as ons gedagtes rig om in elke situasie, ons omstandighede, wat ook al dit is, na God toe te soek, sal dit tot troos en redding lei. Hoe nader ons God is dit wat ons dan verkry van God, want dit is deel van sy karakter. En vir hierdie resultaat is wat Paulus voor dankbaar is teenoor God. En dan vers 8, ja, soos ek sê, ons is altyd of geneig om stil te bly, of geneig om te veel te kla. Mag Here ons help om daai balans te kry. Maar ons lees verder van in vers 9. Ja, ons het alself by onsself die doodvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. Wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoop dat hy nog sal verlos. Terwyl julle ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat daar vir die genadegawe aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. So, die verdrukkings en beproewinge, slegs wanneer ons dit toelaat, as ons net soos deur dit gaan, maar nie, en eintlik met die verkeerde gesindheid, en nie sien wat die Here se doel is. Nou, ek dink nie God regtig veroorsaak dit nie, maar dis 'n sondige wêreld waarin ons leef. Dis nie God wat dit Ek moet so 'n klein bietjie verskil mee hou. So wanneer mense stelling maak, om te sê, dis nie God wat dit regtig veroorsaak, dit beteken dit is nie 'n vaste stelling nie. Dit is dus miskien nie. Okay, so dis of God doen dit, of God doen dit nie. So sekere dinge laat hy toe. ja.
Nee, Maar dis eintlik wat ek bedoel het, ja. Ja, ek weet, maar dit is Mens moet belangrik jou hoe mense dit woorde sê. kies, ja. So sekere dinge laat God toe. So baie keer dan gaan ons deur moeilike tye en dis dinge wat God toelaat in ons lewe. Ons het al hierdie gesprek gehad in vorige studies. Maar dit is belangrik dat ons dit weer 'n keer noem. Daar's sekere dinge wat ons oor onsself bring. Daar's sekere dinge wat gebeur net as gevolg van sonde. So maar ons het hierdie belofte in Romeine 8:28 wat sê alles werk ten goeie. En dis kom terug na die punt wat jy net gemaak het dat God gaan nie toelaat dat die moeilikheid wat ons deurgaan tot geen nut is nie. Maar dit hang van my af as hy my kan gebruik. Ja. Want ek moet myself vir hom gee en ek moet bereid wees om dit te doen. Verstaan jy? En baie keer is ons nie bereid nie, want ons wil nie ons gemak opgee nie. En wat baie keer gebeur is, wanneer jy jou gemak opgee, wanneer jy jouself bereid stel vir Here om jou te kan gebruik, dit is wanneer jy ware geluk ervaar. Ten spyte van die omstandighede, en ek dink dit is iets wat ons baie keer, daar's daai 'n kind sal sê, maar ek is nou gelukkig want die omstandighede is lekker. Maar kan mens dit sê ten spyte van jou omstandighede, dat die Here vir ons ware vreugde gee? En dit is so. Maar dit kom nie van self nie. Ons moet dit soek met die Here se wil of met die Here se krag. Ons moet dit soek. Dit is nie net iets wat van die ligheid gaan val nie. Of Het jy al ooit ervaring gehad wat jy deur 'n moeilike tyd gegaan het en wat jy vreugde ervaar het? ja, ek het. Dit is Dit is wanneer ek seer kry en sy lag. nee. Dit was eintlik wel ek was in die moeilikheid vir iets. En ek in 'n geval. Maar ja. 'n ander storie, maar Dit in is elk heeltemal geval. anders storie, ja, okay. Maar ja, ek dink Maar die dit is herinnering is dat ons nie op onsself kan staatmaak nie. En ons kan toelaat dat ons omstandighede ons geloof versterk wanneer ons in God vertrou. Ja, en as ons vir mekaar bid, dink ek is dit iets waaroor ons kan dankbaar wees dat ons mekaar het om mekaar aan te spoor en aan te moedig. Nou die volgende gedeelte in eenvoud en opregtheid. Nou 'n bietjie kyk, voordat Paulus sy integriteit verdedig, begin hy sy brief met danksegging. Hy beskryf God as die Vader van ontferminge, soos ons gesien het, en die God van alle vertroosting. En getuig van 'n uur van nood wat hulle in Asie gehad het, waar hy self aan sy lewe gewanhoop het, soos wat ons nou net gesien het. Nou dit is hierdie selfde persoon wat sy naam Paulus is, wat getroos moes word, voordat hy ander kon troos. En dis nou hy wat sy opregtheid teenoor die Korintiërs verdedig. En as ons nou verder lees, ons het nou gestop by vers 11 en dan gaan ons voort van vers 12 wat sê dat hierso, want ons roem dit, die getuienis van ons gewete, dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God in die wêreld verkeer het, en veral by julle. En dan gaan dit voort in hoofstuk 2, vers 17, want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God. In die teenwoordigheid van God spreek ons Christus. En as ons nou weer spring na hoofstuk 4 vers 2, dan sê dit, maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God aan. Nou, as ons bietjie kyk, ons het nou gelees vers 12 van hoofstuk 1, daar vorm die openingsargument van die kwessies wat Paulus in die res van sy sendbrief ontwikkel. Nou, party in Korinthe het beweer, hy was te weifelend en besluiteloos. Eienskappe wat nie by 'n apostel en sy bediening pas nie. En dan 2 woorde som Paulus en sy medewerkers se gedrag teenoor hierdie gemeente op: eenvoud en opregtheid. Nou die term eenvoud in Grieks
dui op persoonlike integriteit in woord en daad. Interessant, né? Dat hulle beweegredes eg was. Die term opregtheid in Grieks dui eweneens op integriteit en 'n gebrek aan bymotiewe. So dit is eintlik 'n dubbele betekenis Ja. of wat hy Dit is soos twee woorde en sinergie. By mekaar, dit is net soveel meer 'n sterker punt wat gestel word. Nou Paulus is pertinent dat hierdie eenvoud en opregtheid van die Here self kom, nie iets wat hy self opgebou het nie, maar 'n genadegawe. Dit is waarom hy in hoofstuk 2 vers 17 en 4 vers 2 wat ons gelees het, dieselfde beginsel herhaal. Hy handel nie met die woord van God soos 'n markhandelaar, soos wat baie mense doen nie, en wandel nie in listigheid nie. Sy woorde, bedoelings en dade sal, soos hy self sê, op die dag wanneer ons Here Jesus kom bevestig word. 'n Getuienis wat uiteindelik nie deur mense nie, maar deur God self beoordeel sal word. Nou, hier is baie belangrike punte. En ek wil hê dat ons bietjie dieper hierna moet kyk. Wanneer ek in integriteit wil leef, en ek hoop en glo dat ons almal wil graag met integriteit leef, en dat ons opreg moet wees, waar vind ons dit? net by God. Wie is die enigste een wat waarlik getrou is? Ja. Dis God. Dis ja, met ons sondige natuur kan ons dit nie uit onsself uit net verwek nie. So, Paulus maak hierdie baie spesifieke punte, want daar was mense wat aantuigings kon gemaak het. Maar hy maak hierdie om te sê dat, luister hierso, ek was opreg gewees. In eenvoud en opregtheid het ek hierdie gedoen en gesê. En hy sê nie dit om sy karakter op te bou en om te sê dat ek is hierdie goeie persoon en ek sal mos nou nie, jy weet. Nee, hy staan op God. Hy staan op Christus se karakter. En dit is die kernpunt. Die kernpunt is dat ons almal kan bymotiewe hê. Ons almal het ons emosies. En wat ook al dit mag wees, wat kan veroorsaak dat ons miskien die verkeerde keuses maak, die verkeerde besluite maak. Maar as ons onsself oorgee aan Christus, as ek dit wat reg is, nie in myself gaan soek nie, of op myself staat maak, dat ek die regte besluit sal maak nie, maar as ek heeltyd Christus se aangesig gaan soek, en sal toelaat dat die Heilige Gees in my hart werk, dan kan ek sê, met eerlikheid sê, mense, ek het hierdie in opregtheid gedoen, ek het dit in integriteit gedoen, ek het nie bymotiewe gehad nie, nie omdat ek goed is nie, maar omdat ek op Christus staat gemaak het in daardie oomblik. En ek dink, dit is wat die fondasie moet wees van enige iemand wat vir die Here werk. Daar is 'n gedeelte wat ek graag wil deel. Dit sê, ferm integriteit skitter soos goud te midde van die wêreld se skuim en gemors. Bedrog, valsheid en ontrouheid kan voor die oë van mense weggesteek en toegesmeer word, maar nie voor die oë van God nie. En ons sien dit so baie vandag. Ons sien dit in politiek, ons sien dit in so besighede, ons sien dit oral, waar mense voorkom om goeie mense te wees, of voorkom om ander mense te probeer help. Maar agteraf is dit nie die geval nie. Maar ons kan dit nie wegsteek vir God nie. En daarom wanneer ons elke dag onsself oopmaak vir God, oopmaak vir Christus, die Heilige Gees, om in te kom, dan kan hy seker maak dat ek nie bymotiewe het nie, en dat ek die regte keuses sal maak. Ja, en enigiets wat ons dan moet doen, soos wat jy sê, is die Heilige Gees wat ons lei, en hy gaan ons nie lei in 'n verkeerde pad nie. As ons nou verder kyk na Paulus en sy integriteit, die hele punt was dat hy het sy gemeentes probeer voordeel gee
of hulle probeer help. Dit was nie, en dit is ook my veranderings gemaak het in sy beplanning. As ons kyk 1 Korintiërs, as ons nou teruggaan na die laaste hoofstuk, sê dit, maar ek sal na julle kom, nadat ek deur Macedonië gereis het, want ek gaan deur Macedonië. En moontlik sal ek by julle dan vertoef, of ook oorwinter, sodat julle my kan voorthelp waarheen ek ook al mag reis. Want ek wil julle nie nou net in die verbygang sien nie, maar ek hoop om 'n tyd lank by julle te bly as die Here dit toelaat. So aan die einde van die eerste sentbrief sien ons, dit is sy beplanning, maar soos enige persoon wat God se leiding volg, partykeer word planne heeltemal onder jou uitgeruk, vir wat ek al rede. En Paulus sê dit is wat sy beplanning is, sy gedagtes is. En in 2 Korintiërs, die eerste paar verse by 15 en 16, lees ons, en in hierdie vertroue wou ek vroeër na julle kom, verduidelik hy, dat julle 'n tweede genade kan ontvang, en by julle langs deurgaan na Macedonië, om weer van Macedonië af by julle te kom, en deur julle voortgehelp te word na Judea. Daar so sê hy nou, dit is wat was sy beplanning. Maar dit het toe nie so gebeur nie. En ons lees in 2 Korintiërs vanaf hoofstuk 2, maar dit het ek by myself besluit, om nie weer in droefheid na julle te kom nie. Want as ek julle bedroef maak, wie is hy dan wat my kan verbly? Anders as hy wat deur my bedroef gemaak is. Julle maak my ontstel, net julle kan my weer verbly, basies, né? So, vers 3, en ek het juist dit aan julle geskrywe, dat ek nie by my koms droefheid mag hê, deur hulle oor wie ek my moes verbly nie, omdat ek die vertroue in julle almal het, dat my blydskap die van julle almal is. So hy het besef, dit is nie die regte tyd om in persoon by hulle aan te gaan nie. Dit gaan eintlik nie dit baat nie. So hy skryf toe hierdie tweede brief. En hy wil hulle gemoed weer troos, en eintlik weer vertroosting kry, sodat wanneer hulle weer by mekaar kom, dat die ontmoeting eintlik in blydskap kan deurgebring word. En hy verduidelik ook dan dat hy weet dit gaan nie reg geïnterpreteer word nie. En ja, sies tog, kan hy dink. Maar in elk geval verder, as onbetroubaar word hy nou weer eens gesien, soos wat ons dan nou gesien het, sy integriteit word nou ons bevraagteken. Maar ons lees verder, vanaf vers 17 in hoofstuk 1 van 2 Korintiërs, het ek dan miskien ligsinnig gehandel toe ek my dit voorgeneem het? Of wat ek my voorneem, neem ek dit voor na die vlees, sodat by my tegelyk is ja en nee? So waar as God getrou is, ons woord tot julle was nie ja en nee nie, want die Seun van God, Jesus Christus, wat deur ons onder julle verkondig is, deur my en Silvanus en Timotheus, was nie ja en nee nie, maar was ja in hom, wat Christus is. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees in hom, wat Christus is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. So dit is juist omdat Paulus integriteit gehad het, omdat hy getrou was tot die roeping wat God hom gegee het, en lief was vir sy gemeente, en nou in hierdie Korinte, moes hy sy planne verander, om God se liefde aan hulle te bewys. En ek dink baie keer, as daar mense, ons ken vriende, wat 'n missie het na vir die Here se werk, en dinge het nie uitgewerk soos wat hulle oorspronklik beplan het nie. Nou kan ons hulle vanselfsprekend neem, die Here het iets daarmee bedoel, ons weet nie wat nie, maar as planne verander, moet ons nie dink, maar die Here lei my op pad en nou vat hy dit weg nie. Partykeer wil hy iets anders leer. Ek dink 'n belangrike punt op hierdie is, dis amper asof met die sondige natuur wat ons het, is as iets nie verloop soos wat ons dit wil hê nie, dan onmiddellik dink ons die slegste, of ons dink, ons gaan negatief toe, in plaas van dat ons die vraag vra, hoekom is dit gebeur het in 'n positiewe manier? Verstaan jy? Vra ons, hoekom is dit gebeur het in 'n negatiewe manier? As jy hoor wat ek sê? En daai is die sondige natuur. Dit kom nie van God nie. Ja. En
So, wanneer ek hartseer ervaar in my lewe, of nou net oor die algemeen as mense hartseer ervaar in hulle lewe, dan baie keer dan word daar gevra, maar hoekom Here? Hoekom laat jy dit toe? Hoekom laat God dit toe? Maar op 'n negatiewe manier in plaas Jy hoor van, wat ek sê? wat is daar wat ek In plaas om te vra, Here, waarom het jy hierdie toegelaat? Want dan moet 'n rede, dan moet 'n goeie, die Here sal 'n goeie rede hê. Dat jy hom sal vertrou in daardie manier. Jy hoor wat ek sê? Dis baie mooi hoe jy, So, dit dan vertel. vir my is dit krities dat meeste dinge in vandag se lewe, as dit nou in ons persoonlike verhoudings is, as dit in ons werk is, as dit in 'n bediening is, as dit in werk vir die Here, as dit by jou kerk is, groepe, waar dit ook al mag wees. Wanneer dinge nie verloop soos wat jy verwag nie, moenie na die negatiewe gaan nie. Gaan na die positiewe toe. Maak nie saak hoe jy voel nie. Moenie op emosie gaan nie. En dan vra Here, soos in hoekom, dan moet 'n goeie rede wees. Né? Nou, ons leef in 'n sondige wêreld. Ons is bewus daarvan. Maar God is in beheer. Maak nie saak wat nie. En eintlik is dit 'n aantuiging op sy karakter dan, want ons sê dat hy gaan nie iets toelaat wat nie bo ons kragte is nie. Plus, Romeine 8 vers 18 wat ons nou net genoem het, die Here werk alles ten goeie. Alles ten goeie. En ons gaan nog daarby uitkom, hopelik. Einde van hierdie boek waar ons nou in is, in 2 Korintiërs, is daar 'n baie mooi gedeelte wat Paulus sê, daar kan niks teen die waarheid gedoen word nie, maar net wel vir die waarheid. So God is altyd in beheer. Maak nie saak hoe dinge lyk nie. En ons moet altyd daai vir onsself vra, soos in, gaan ek kies om na die negatiewe kant toe te gaan, of gaan ek kies om na die positiewe kant toe te gaan? En is juis hierso waar ons sien dat Paulus bemoedig hulle met die feit dat God se planne verander nooit nie. Sy beloftes staan altyd vas en sal altyd nagekom word. Ja. So in die volgende gedeelte, vergifnis, en waar hy nou sy liefde opnuut bevestig. Ons het nou gesien, dat die mense, hulle het sekere idees gehad, en waar hy nou met hulle spesifiek gepraat het daaroor, en wat is sy ware bedoeling? Nou as ons verder lees, in 2 Korintiërs, en ons gaan lees nou in hoofstuk 7, vers 5 en 6, en dan ook 9 tot 10, sê dit, want ook toe ons in Macedonië gekom het ons vlees geen rus gehad nie. Maar ons is op allerlei maniere verdruk. Maar hy, wat die nederige troos, naamlik God, het ons getroos, deur die koms van Titus. En dan vers 9 tot 10 sê, nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Want julle was bedroef volgens die wil van God. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Nou hierdie is 'n baie belangrike gedeelte. So ons het nou net gesien, Wat jy sê van elke deel, maar in elk geval. jy is so snaaks, maar dit is die waarheid. Ek sê dit seker van elke gedeelte, maar in elk geval. Alles wat ons praat is belangrik. Die hele Bybel, alles in die Bybel is belangrik. Natuurlik is dit. So, hoekom hierdie ons het nou net gekyk na, wat gaan jy kies? Gaan jy na die positiewe kant toe gaan, of van die negatiewe kant toe gaan? En die rede hoekom jy moet terugstaan, soos ons het al baie die gesprekke gehad, oor die algemeen in ons lewe, is wanneer jy keuses wil maak, besluite moet maak, wat dit ook al mag wees, die kleinste goed wat jy nie eers dink 'n besluit moet wees nie, probeer altyd terugstaan en net bietjie oorsig kry, net 'n klein bietjie 'n groter prentjie kry, en klein bietjie neutraal wees, voordat jy jou keuse maak. Jouself buite die situasie sit. Ja. En, so ons het nou gesê, jy moet kies, vir die positiewe, of die negatiewe, hopelik kies jy die positiewe, né? Nou die rede hoekom jy dit moet doen, is as gevolg van emosies. Want emosies heers in ons lewe. Hooplik oorheers dit nie. Maar dit is daar. Dit is amper soos dopamien, né? As jy bietjie gaan kyk na dopamien. Ek het altyd gedink soos 'n dopamien, is 'n slegte ding. Dit is nie goed nie, want dopamien, dit is altyd die dopamien hit wat mense kry, dit is negatief, né? En toe het ek 'n paar podcasts geluister en ek het self bietjie gaan ondersoek instel, want dit het my so bietjie geprikkel. En die werk wat dopamien in jou liggaam doen is ongelooflik. Veral dit
Die Here het ons Die so, hele funksie van jou brein Ja. hardloop op dopamien. ja, en so dopamien is goed, dieselfde met emosie. Emosies is goed. Hierdie wat ek nou met julle deel, daar's emosies nou. So ek is passievol, dit is emosie. So emosies is goed. Maar hoe ons dit toelaat om te heers, is wat 'n verskil maak. So, om te kom tot die punt. Paulus sê hierso, hulle was bedroef. Nou, om bedroef te wees is 'n emosie. Om ongelukkig te wees, dis emosies. En baie keer dan dink ons, wanneer ons ongelukkig is, dat ek moet eerder of kwaad is, dat ek moet nie hierdie emosie hê nie. So ons maak daardie emosie negatief. Okay? Maar emosies verdwyn nie net soos mis vir die son nie. As jy hoor wat ek sê. Met baie mense doen dit. Baie mense kan vinnig kwaad word, maar dan is hulle weer heel vriendelik, nie lank daarna nie. Vir ander mense is dit vat dit 'n paar dae, baie keer 'n week, ek weet nie. Ek praat nie vir myself nou nie. Ek sê dit in die algemeen. Ja. Daarom Maar die punt is dat so dit verdwyn nie net nie, né? Maar hoe verstaan ons dit? Né? En in watter rigting gaan ons dit toelaat om te gaan? So wanneer ek ongelukkig is oor iets, né? Kan dit miskien net wees dat God daardie emosie kan gebruik om my lewe te verander. En om my 'n beter persoon te maak. Ja, want die hele punt van in hierdie sinne bedroefdheid is, soos wat Paulus hier sê, tot bekering. Die hele punt is om oordenking, jy weet, deur te gaan. En my Afrikaans wil nou nie weer uitkom nie. Maar die punt is dat ons dit sal oordink en dat ons sal sien waar kom dit vandaan, wat is die oorsaak, wat is die oplossing. Aan die woorde, ons moet dit kan analiseer. En dit gaan nie gebeur as jy nie daai bietjie terugstaan nie. So, ek gaan nou nie 'n voorbeelde nou gee nie, want Daar's te veel. daar's te veel voorbeelde vir die volgende wat ek nou gaan sê. En dit is, as ons gaan kyk in die wêreld daar buite, van die grootste besighede wat vandag bestaan, wat honderde jare oud is. Nee? Ek praat nie nou net van alledaagse, ek praat van, hulle bestaan al vir 'n baie lang tyd. Het begin deur iemand wat baie passievol was, en waar daar groot emosies betrokke was. En as gevolg daarvan, bestaan daai maatskappy vandag, gebaseer op dit. Wat vir my sê is dat emosie kan baie groot verskil teweegbring in ons lewe en in die wêreld net oor die algemeen. Maak dit sin? Ja, Dink jy Hitler het baie emosies gehad? beslis. Nie baie goeie. Nee, goeie nie, maar hoor wat ek sê, so emosies heers in die wêreld. Ons sien dit elke dag, ons besef dit nie altyd nie, maar dit doen. My keuse wat ek moet maak is wat gaan ek toelaat en hoe gaan ek die emosies wat ek het beheer in die sin dat dit in die regte rigting kan gaan, sodat my lewe kan verbeter en dit in 'n positiewe manier ander mense se lewens kan verbeter. Dit beteken nie ons moet ons emosies onderdruk en dink dit in sigself is 'n slegte ding nie. Maak dit sin? Ja. Okay. Dan as ons voortgaan in hoofstuk 2 vers 6 tot 8. Oor so iemand is daardie bestraffing deur die meerderheid genoeg, sodat julle daarteen hom liewer moet vergewe en vertroos, dat so iemand nie miskien deur al te groot droefheid verteer word nie. Daarom vermaan ek julle om die liefde aan hom te bevestig. So ons het ook in hoofstuk in die vorige boek in 1 Korintiërs het hy ook spesifiek gepraat van 'n persoon wat dinge aangevang het in die kerk of dinge gedoen het in die kerk en hy het gesê hoe daardie persoon gehanteer moet word. Nou gaan hy voort, ook 'n persoon, ons weet nie wie die mense is nie, maar
Hy praat spesifiek oor hoe hierdie persoon gehanteer moet word. En dit is hoekom, as jy nou hierna kyk, en jy kyk na die, hoe hy sê die ander persoon gehanteer moet word, mag het voorkom, maar hoekom praat hy so van hierdie persoon, hoekom praat hy so van daardie persoon? Nee? Want daar was dus hy moet uit, hy moet hom afgesny word, en sovoort. Jesus is dus daar moet bestraffing wees, ons moet vergewe, en ons moet vertroos. En ons moet nie toelaat dat die droefheid ons verteer nie. En dit laat my dink aan Salomo wat sê, daar's 'n tyd vir alles in die lewe, is dat ons met die Heilige Gees toelaat om ons te lei, sodat ons weet wat 'n situasie ons wat moet doen. Ja. Want ons kan nie op ons eie kennis en sogenaamde wysheid, wat ons nie in onsself het nie, staat maak om besluite soos dit te maak nie. Ja. En so Paulus maak, dit is vir my baie belangrik, want baie keer mense gebruik daardie ander gedeelte om mense miskien uit die kerk uit te werk, of mense uit plekke uit te werk. Maar dan vergeet hulle van hierdie gedeelte, waar Paulus het baie duidelik stel, hoe hierdie situasie gehanteer moet word. So ons moet altyd bewus wees, dat die Heilige Gees ons sal lei, dat daar vergifnis onder ons mekaar kan plaasvind, en dat daar net waarlik liefde sal heers. Maak het sin? Ja. Nou, ek het 'n vraag wat ek jou wil vra. Ek luister. Glo jy dat vergifnis en teregwysing saam kan pas? Ja. Verswak die een nie die ander een nie. Nee, want as 'n mens, ek kan hang dalk van situasie tot situasie, maar as 'n mens byvoorbeeld sien dat daar gevolge is vir iets, dan is daar baie keer 'n straf wat noodsaaklik is. Maar daar kan nog steeds vergifnis plaasvind, en dan moet eintlik, as jy 'n Christen is, altyd vergifnis plaasvind. Maar terselfdertyd, as iemand iets dergeliks gedoen het, dan moet daar ook 'n straf wees. Dan moet gevolge wees vir die daad wat gepleeg is, of wat ook al die situasie. Ek sê ons hang van die situasie. So ja, ek dink die twee kan hand in hand gaan. So hoe ek het verstaan, is, Wat verskil jy? dit is nie dat ek verskil nie, miskien ek nou nie, maar nie regtig nie, soos in, hoe ek het verstaan, is soos geloof en werke. Die een kan nie sonder die ander nie. Dat ware teregwysing kan net te paard gaan, as daar vergifnis is. Okay, En die rede daarvoor is vir jou eie beswil. Want as ek nie vergewe nie, het dit 'n negatiewe impak op my lewe. Verstaan jy? So, en dit is, Maar nou teregwysing, as iets aan my gedoen word, dan moet die ander persoon tereggewys word en ek moet vergewe. So daai gesamentlike werk is, sê gou weer, hoe bedoel jy die ander persoon moet teregwys? as iemand iets aan my gedoen het, Ja, dan moet hulle tereggewys word. ja, maar wie doen die teregwysing? Dit hang af van die situasie Ja, dalk. maar die Okay. punt is net, is dat, soos ek sê, dit hang af van die situasie. As jy iets teen my doen, wat sê die Bybel moet ons doen? Na jou broer toe Ek moet na jou toe gaan. uitlaat en het uitsort So ek moet jou vergewe. teregwys. Okay. Ek moet jou wys wat is reg, teregwys. Verstaan jy? So as jy iets teen my gedoen het, dan moet ek gaan na jou toe en sê, Eileen, dit is nie ons moet optree nie. Verstaan jy? En jy Dan sal- praat ek met jou, En die né? hele punt is, jy sal nie dit doen as jy nie bereid is om te vergewe nie. Presies die punt, verstaan jy? Ek is nou met jou. So wanneer dit kom met, wanneer daar's ander gevalle, byvoorbeeld, waar jy kan dit miskien teregwysing noem, maar daar's ander woorde wat gebruik word daarvan. So wanneer daar oordeel gevel word. Baie keer is daai nie in jou hande nie. So sê maar byvoorbeeld, jy's in 'n hofsaak. Ja. Dan is die regter die een wat die oordeel gaan vel, nie jy wat miskien leed aangedoen is nie. So jy gaan nog steeds vergewe, hopelik, Maar ja. want dit is goed vir Dit is- jou, nie maar net vir die ander persoon nie, maar dit is vir beide partye nodig, né? Jy gaan nie die oordeel vel nie. Maar wanneer daar teregwysing plaasvind, wanneer ons Matteus 18 volg,
dan moet vergifnis hand in hand saam met jy kan nie die een sonder die ander nie. So wanneer ek na jou toe gaan sonder vergifnis in my hart om jou te reg te wys, al wat gaan gebeur is net moeilikheid en gaan dit erger dit gaan dit net erger maak. So net soos geloof en werke, dit loop hand in hand. Onthou jy toe ons Korintiërs begin het ek so 'n bietjie van hoe ek Paulus se briewe beskryf, verduidelik. Dat hy homself soos in die rede val en hy gee 'n bietjie daar en dan skryf hy iets anders en dan gaan hy weer terug na daai. Ek dink hierso vind ons nou dit nogal duidelik. Hy skryf ook nie altyd kronologies nie. So iets sal hier gebeur en dan later sal hy die storie meer detail gee, wat ek nie reg verstaan nie, maar in elk geval. Is dit ook om jy altyd verstaan is wanneer ek 'n storie vertel? Dan jy skryf, jy vertel soos Paulus. Okay, so ons sien so 'n bietjie hiervan in 2 Korintiërs 2, waar hy vertel, hy kon nie rustigheid in troos vind nie. Hy het daar gepreek en hy blykbaar goed gedoen, daar mense 'n kerk gestig en mense van die Here vertel. En hy gaan toe na Macedonië toe. En ons kan nie hieruit aflei hoe lank hy eintlik in Troas was nie. Ons kan ook nie aflei, dit klink amper asof hy geen preekwerk gedoen het in Troas nie, as hy net daar was, Titus was nie daar nie uitgegaan. Jy weet soos in, dit so dit amper voorkom. Maar as ons dan 'n bietjie, ons weet ook nie hoe lank hy dan so vir Titus sou gewag het, ons kan nie dit aflei daar nie. Maar direk daarna in vers 14 lees ons van hoe bly hy is dat hy vir Titus toe want Christus het getriomfeer en dan dit verwys eintlik na die feit dat hy Titus ontmoet het en dan toe die terugvoering van die vorige brief gekry het. En so ons lees dan die meer volledige prentjie in hoofstuk 7 van 2 Korintiërs. Ja, ek het groot vrymoedigheid teenoor julle, sê hy, vanaf vers 4. My roem oor julle is groot. Ek is vervul met troos. Ek loop oor van blydskap in al ons verdrukkinge. Want ook toe ons in Macedonië gekom het, het ons vlees geen rus gehad nie. Daar verwys hy weer daarna. Maar ons is op aller maniere verdruk. Van buite was daar aanvegtinge, van binne verskringinge. Maar hy wat die nederige troos, naamlik God, het ons getroos deur die koms van Titus. En nie deur sy koms alleen nie, maar ook deur die troos waarmee hy oor julle getroos is, deurdat hy aan ons berig gebring het van julle verlange, julle verdriet, julle ywer vir my, sodat ek my nog meer verbly het. Want al het ek julle ook deur die brief bedroef gemaak, soos ons nou gesien het, is ek nie jammer nie, al was ek ook jammer, want ek sien dat daardie brief, al was het vir 'n kort tydjie julle bedroef gemaak het. Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Dis wat jy nou gelees het. Maar hierso sien ons nou die volle prentjie wat in 2 Korintiërs al plaasvind. So ons lees in 14, pas dit nou in. Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. So as ons soos Paulus, en jy het dit vroeër genoem, getrou is en ons die Heilige Gees se leiding volg, dan kan ons in ons bediening aan ander eintlik soos ons bid en werk vir hulle, getrou is om die regte woorde van vermaning te gebruik, die regte vertroosting gebruik op die regte tyd. Dan sal ons ook die oorwinning kan behaal soos Paulus en dan naamlik die vrug van siele wat terugkeer, want dit is wat Paulus mos sê, bedroef tot bekering. Ja. Die terugkeer. En ons sien dus dan, deur alles wat Paulus ervaar het, is sy motivering om die mense die wonderlike nuus en die reddingskrag van Jesus mee te deel. En nie net om dit te hoor nie, maar dan die vrug daarvan te kry en hulle lewens te verander daarvolgens. Ja. Dit is die fokuspunt. Ja. Dis wat die fondasie van ons, van alles moet wees. Nou, ons 'n paar gedeeltes wat ek graag wil deel, voor ons afsluit. En die een kom uit Handelinge van die Apostels uit.
En dit sê die bekommernis oor al die gemeentes, en veral die oor Korinthe, het swaar op sy gemoed gelê. Dis nou Paulus. Hy het gehoop om Titus in Troas te ontmoet, maar hy ontvang ongelukkig geen tyding nie. Tog het hy nie gemoedsrus gehad nie, skryf hy, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie. Gevolglik verlaat hy Troas en gaan Macedonië toe, waar hy vir Timotheus by Filippi ontmoet het. Nou gaan alles net mooi loop, alles net uitwerk. Wanneer ons Romeine 8 vers 28 lees, alles werk ten goeie, beteken daardie, dis net smooth sailing, wat die Engels sal sê, nee. Nee. Dikwels is dit diegene wat die meeste beproewings deurgemaak het, wat ander mense die meeste vertroosting kan skenk. En dis hulle wat gelukkigheid kan bring. Hierdie mense se swaar kry het hulle getemper en versag. Te midde van teëspoed het hulle nie hul vertroue in God verloor nie. Inteendeel, hulle het vaster aan sy beskermende liefde geklou. Sulke mense is 'n lewende bewys van God se teedere sorgsaamheid. 'n Christelike lewe wat met toewyding gelei word, bring voortdurend lig, vertroosting en innerlike vrede voort. Mag dit ons strewe wees. 'n Christelike lewe wat met toewyding gelei word, bring voortdurend lig, vertroosting en innerlike vrede voort. Suiwerheid, takt, eenvoud en bereikbaarheid is die eienskappe waaraan dit gekenmerk word. Die dryfveer van hierdie toegewyde lewe is onbaatsigtige liefde. 'n Liefde wat 'n veredelende invloed op self en op ander het. Dit is 'n liefde wat oorloop van Christus. Die gelowige wat daaroor beskik, laat bakens van lig oral waar hy of sy gaan. Mag hierdie ons missie wees om uit te leef. Op alle aspekte in ons lewe. In ons persoonlike lewe, in vriendekringe, in die kerk, waar dit ook al mag wees, mag ons waarlik 'n lewe leef waar ons voortdurend lig, God se lig sal uitleef, vertroosting en vrede, suiwerheid, takt, eenvoud, bereikbaarheid. Dit is die eienskappe wat aan ons gekenmerk moet word. Mag ons dit soek, want dan kan die bediening, wat God se bediening is, voortgaan soos wat dit moet gaan. Ja. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, soos ons hierdie belangrike les nou deur is, sien ons dat soos U liefde in ons werk, kan ons die lig wees wat ander na U trek. Here, dat soos U vir ons vra om vir U te werk en vir ander te bedien, help ons om U liefde aan ander te betoon. Ons verhoor dit in Jesus naam.